aankom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster, skrifberuiming 8:1 of dan die ou skrifberuiming 14 vers 1 en vers 2. Water sal ek op ons sprinkel, water uit 'n springfontein, en van al onreinighede was die Heer sy volk dan rein. Nuwe harte gee ek aan julle, en ek gee 'n nuwe gees, sal die hart van klip verwyder, aan jul gee 'n hart van vlees. My Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trou, om te wandel in my weë en my wette onderhou. Die land van Sion, deur my seën weer verkry, waar God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons nader U heilige troon op hierdie besondere dag met harte vol verwondering en dankbaarheid. Ons loof U dat U Seun Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur het om die pad van vernedering, lyding en die dood vir ons te loop. Vandag juig ons saam met die kerk van alle eeue, omdat die graf leeg is en die hemel geopen is. Ons bely met blydskap dat ons Here Jesus voor die oë van sy disippels opgeneem is na die heerlikheid, dat hy nou aan U regterhand sit, bekleë met alle mag in die hemel en op die aarde. Dankie dat daar vir ons 'n koning is wat regeer, ons priester wat vir ons intree, en ons hoof wat sy liggaam, die kerk, nooit alleen laat nie. Here, wanneer ons opkyk na die hemel waar Christus is, besef ons hoe dikwels ons oë nog vasgevang is in die stof van hierdie wêreld. Ons bely dat ons dikwels leef asof ons weeskinders is, dat ons laat oorweldig deur vrees, sonde en die bekommernisse van die lewe. Vergewe ons ongeloof en ons selfgesentreerdheid. Reinig ons harte deur die kosbare bloed van die lam, sodat ons met vrymoedigheid vandag U woord kan hoor. Hemelse Vader, ons weet dat U woord 'n geslote boek bly, as U dit nie self deur die Heilige Gees vir ons open nie. Ons bid daarom, wees self nou in ons midde, breek vir ons die brood van die lewe, skenk aan die prediker die vrymoedigheid en die woorde om die geheimenisse suiwer te verkondig. Maak ons ore ontvanklik en ons harte vrugbare grond. Laat U woord nie net tot ons verstand spreek nie, maar laat dit ons lewens transformeer. Help ons om te verstaan dat Christus se hemelvaart nie sy afwesigheid beteken nie, maar juis sy kragtige teenwoordigheid deur U Heilige Gees. Ons bid vir U kerk wêreldwyd
wat vandag hemelvaart vier. Versterk gelowiges wat vervolg word en herinner hulle daaraan dat hulle koning reeds oorwin het. Ons bid vir ons land en sy mense, dat die koninkryk sal kom en die wil sal geskied in elke hart en in elke huis. Here, laat ons vandag nie net hoorders van u woord wees nie, maar kragtige daders. Help ons om van hier af te gaan as getuies van die opgestane en opgevare Here, totdat hy weer kom op die wolke om alles nuut te maak. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen op grond van die verdienste van Jesus Christus ons Here, wat saam met u en die Heilige Gees leef en regeer, een God, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here, daarna sal ons weer saam sing. Handelinge hoofstuk 1 uit die 53 Afrikaanse vertaling. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarom, tot sover uit Handelinge hoofstuk 1. Dan lees ons ook saam Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot 23 en dit dan ook die 53 vertaling. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus, die Vader van heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus,
toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Tot sover uit die woord van die Here, ons sing saam, broer en suster. Ons gaan saam sing skrifberuiming 11 vers 1 tot 6. Die lagte deur waar die olywe staan, het al met Jesus na die berg gegaan, en daar het hy in stilte ongestoord, tot al gespreek sy laaste lewenswoord. Heel wat so na die Godsryk al verlang, sal nou die kragte van die Gees ontvang, en oor die wytes dan van land en see, uit nuwe krag van my getuienis gee. En toe het hy terwyl al na hom staar, geruisloos opgestyg en weggevaar. 'n digte was het hom geheel oordek, 'n wolk het hom sag aan al oog onttrek, terwyl als magten na die hemel kyk, en Jesus altyd verder van hul wyk, het daar twee mannen wit gewaad kom staan, die spreek al met 'n hemelboodskap aan. O manne nou, vereensaamd en alleen, wat staan en staar jou na die hemel heen? Die Jesus wat gevaar het na omhoog, sal net so kom verheerlik voor die oog. En van die berg waar die olywe staan, het al met blydskap na die stad gegaan. Baie dankie. Ons neem as teks, broer en suster, Handelinge 1 vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Maar ek wil ook daarby voeg Efesiërs hoofstuk 1 vers 20, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy,
en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dit is dus die laaste woorde van Efesiërs hoofstuk 1. U sal hierdie preek baie maklik kan volg, u sal agterkom, daar's meer punte, so u sal sien hoe dat ek van die een punt na die volgende punt gaan. Dit is eintlik 'n baie kort preek, dit is 'n beter manier vir u om moontlik die preek te volg en te onthou. Nou, u sal opmerk dat die inleiding het die opskrif dat ons is vandag besig met 'n vergete fees. Kyk om jou. Dit is nie asof die kerk eintlik baie vol is nie. Is dit nie? Eintlik die spasies, wil 'n mens sê, roep hard uit. 'n Vergete fees. As jy dit sou vergelyk, byvoorbeeld met Kersoggend, hoeveel mense dan in die kerk is, of byvoorbeeld selfs Paasvrydag en Pinkster, dan is die kerk baie voller as wat dit vanaand die geval is. 'n Vergete fees. En tog, broer en suster, is Hemelvaart nie onbelangrik of 'n fees wat ons veronderstel is om van te vergeet nie. Nou daar kan baie moontlike redes wees waarom mense nie vanaand hier is nie, maar ek dink daar is tog ook wel mense wat dink dat Hemelvaart is eintlik nie 'n baie positiewe fees nie. Dis 'n fees wat vir hulle beteken afskeid en verwydering, dat hulle eintlik wees agtergelaat is, dat ons nou alleen is en dat Jesus nie meer by ons is nie en dat dit baie ver van ideaal af is. Dit is nie die tipe fees waarmee hulle identifiseer nie, dit is nie 'n fees wat hulle graag wil vier nie. Miskien is dit ook deel van die rede waarom hulle dan vanaand nie hier is nie. So Hemelvaart is werklik die stiefkind van die kerklike feeste, ook vir ons as protestante. En tog, broer en suster, sê die gereformeerde leer, ons belydenisskrifte, dat Hemelvaart is alles behalwe dit. Dit is onkunde, misverstand. Dit is verkeerd om te dink dat dit gaan hier oor die afwesigheid van die Here. Hy is op 'n ander manier by ons vanaand en teenwoordig. Hy het juis van ons af weggegaan, sodat hy op hierdie ander manier deur sy Heilige Gees by ons kan wees, by ons almal kan wees, oor die ganse aarde wat werklik sy kinders is. So dit is heeltemal verkeerd om Hemelvaart te sien as 'n fees van afwesigheid. Hy is op 'n nuwe en kragtiger manier eintlik teenwoordig. By dit alles, broer en suster, as jy kyk na die wêreld onlangs. Ons het nou nie nodig gehad om so lank te wag, soos baie generasies wat nooit die kroning van 'n groot Engelse koning gesien het. Redelik onlangs is 'n Engelse koning gekroon. En met hoeveel opspraakwekkende heerlikheid het dit nie gepaard gegaan nie. Mense het moeite gedoen. Dit is weer deur miljoene op televisie gevolg. Mense het daarin belang gestel en as hulle reg dink en besef wat Hemelvaartdag eintlik is, dan moet ek vir u sê, dan behoort die kerk oor te loop. Want dit is die kroningsdag van die grootste koning in die ganse, nie van die wêreld nie, van die ganse heelal van die kosmos. Dis sy kroningsdag. Waar is die mense wat die fees moet vier? Op die kroningsdag van hierdie grote koning. Kan u sien hoekom dit werklik die vergete fees genoem word? Dis die dag wat die Here Jesus
met sy amptelike regering in hierdie wêreld begin. En dit het betekenis. Dit het vir my oneindige groot waarde. Om te weet dat my Here Jesus regeer vanuit die hemel oor my hele lewe, oor my hele bestaan. En dis die tema. Ons Here Jesus regeer as die gekroonde koning ter wille van ons oor alles. Die betekenis van die wolk. Mense lees Handelinge hoofstuk 1 en dit is gewone verhalende stof wat vir jou die geskiedenis vertel van toe die Here Jesus na die hemel toe opgevaar het. En ons lees daar van die wolk wat hom weggeneem het voor die oë van sy disippels. En nou, jy weet mense, en ek sê dit baie ter wille van die kinders wat vanaand hier is, ek wil vir julle sê, ek moes mooi dink en daar is plekke in die Bybel waar 'n wolk 'n weerverskynsel ook is. Soos byvoorbeeld, waar Elia gebid het en hy die wolkie so groot soos die vuis van 'n man gesien het, en uiteindelik was dit die begin van 'n geweldige storm, wat 'n jarelange droogte breek. Maar ook daardie wolk het 'n groter betekenis gehad. So dit is baie selde dat 'n wolk te doen het met 'n natuurverskynsel. 'n Wolk gewoonlik het diep betekenis in die Bybel en dit word aan God gekoppel. Ek wil vir u aantoon dat die Here Jesus deur sy Vader met oop arms in die hemel ontvang is. Dis 'n baie belangrike feit vir my as 'n gelowige. So dink as jy aan daardie wolk dink, dui dit vir ons eintlik op die heerlikheid van God wat sigbaar hier op aarde verskyn. Kom ek noem 'n voorbeeld. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags, in die tyd toe Israel deur die woestyn gereis het. Die wolk wat verskyn het in die tabernakel, wanneer God sy teenwoordigheid sigbaar en duidelik gemaak het. Dit was die heerlikheid van God, sigbaar vir mense. Dit het gesê die heerlike teenwoordigheid van God is hier by sy volk. 'n teenwoordigheid wat 'n kragtige verandering bewerk. So die boodskap van die wolk is eintlik, God is hier aan die werk. En wanneer ons Here Jesus dan weggeneem word voor die oë van sy disippels, dan verdwyn hy nie maar net in die ruimte nie. Hy verdwyn nie net in die niet en in die niks nie. Hy is nie steeds besig om te reis in die eindelose afstande van hierdie uitspansel nie. Hy gaan met 'n baie spesifieke doel na een spesifieke plek toe. En dis die punt wat Lukas wil maak met Handelinge hoofstuk 1. Hy gaan met 'n doel en in 'n spesifieke rigting. Terug na die troon toe wat hy ken. Die troon waar hy voorheen was. Die troon van waar hy kom. Hy ontvang weer al die heerlikheid terug wat hy eens op 'n tyd gehad het. Hy kry sy volle posisie weer terug. Hy het onvoorstelbare groot mag en krag, omdat hy in daardie posisie is. Dit beteken vir ons as gelowiges wat op die aarde is baie. Ons wat bid in sy naam en vra dat ons gehelp moet word. Die Here Jesus kan ons help, is in staat om ons te help. Hy is nie op reis in die niet nie, hy het gearriveer. Vir die disippels wat daar gestaan het en wat dit gesien het en wat dit vertel het, ook aan Lukas, en dit is uiteindelik neergeskryf, het dit sin gemaak. Dit het vir hulle sin gemaak, broer en suster, want hulle het besef, maar hierdie gebeurtenis moes plaasvind in die lig van sy kruisiging, sy sterwe en sy opstanding. Uiteindelik, hy wat saam met ons gewandel en saam met ons geleef het, is nie soos ons nie. Hy's anders. En hierdie gebeurtenis, sy opname in die hemele der hemele, is die bevestiging daarvan. Hy sal oral by sy kerk kan wees.
En dit is dan ook een van die eerste dinge wat ek en jy moet besef, broer en suster, dat die weggaan van ons Here Jesus, die fisiese weggaan van ons Here Jesus, beteken nie dat God nou afwesig is nie. Inteendeel, die feit dat hy weggegaan het, beteken dat God op 'n ander manier in ons lewe teenwoordig is. Die disippels het dit ook so verstaan. Daarom het hulle in Jerusalem vasgebyt, want hulle het verstaan dat die belofte beteken, ons het dit nodig wat vir ons gegee gaan word, die trooster, die teenwoordigheid van God. Ons sal nie kan kerk wees sonder die Heilige Gees nie. Die derde plek met ons spreekbroer en suster, nou wat doen die Here Jesus daar in die hemel? Die eerste plek is hy daar, ons voorspraak en ons hoë priester. Jy weet, is opvallend dat ons Heidelbergse katekismes vra 'n baie eenvoudige, mense sal eintlik sê 'n plain vraag. Die vraag wat 'n gewone man op straat sal vra. Wat is die nut van die hemelvaart? Wat beteken die hemelvaart vir my? Is jy 'n sondaar? Is jy vrot van jou sonde? Doen jy elke dag sonde? Het jy vandag sonde gedoen? Sonde wat jy 'n hoofwerklik in skaamte sal hang? En die antwoord is ja. Elke mens is skuldig. Stel jouself nou voor God. As dit vanaand jou aand is wat jy sterf en God gaan ontmoet, wat jy voor die groot wit troon moet staan, soos wat jy is, 'n sondaar mens. Hoeveel sal jou nie aankla nie? Jou eie gewete sal teen jou getuig, broer en suster. Daagliks leef ons met hierdie besef, dat God sien alles wat ons doen, hoor alles wat ons doen, weet alles wat ons dink. Ons staan skuldig voor hom. Ons bid daaroor, ons vra vir vergifnis, maar die feit van die saak is, ek is 'n sondaar wat voor God skuldig is. Wat nou? Wie gaan my saak stel? Wie gaan my verteenwoordig nou vanaand in die hemel? Wie is my advokaat? Wie is my regsgeleerde? Mense is so dankbaar as jy in die hof moet kom en jy het 'n goeie advokaat of 'n goeie prokureur wat jou kan help om jou saak te stel. En die antwoord op daardie vraag, wat is die nut van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, is dat ons het 'n man aan die binnekant. Daar is nou iemand daar. En nie net iemand nie. Ons eie Here Jesus Christus, die Seun van God. En hy sê nie maar net vir die Vader, Vader, u weet baie goed wat sy vanaand gedink het, wat hy vandag gedoen het, wat vandag gebeur het, en die hoeveelste keer wat dit al gebeur het. U weet dit. Vergewe daardie kind van u. Nie op grond van wie daardie kind van u is nie. Nie omdat daardie mens so fantasties is nie. Vader, kyk hier. Kyk my hande. Kyk die littekens. U weet, u onthou. Ek hoef nie eers te wys nie. U weet. Ek het vir die sonde van hierdie kind van u voluit betaal. Broeder en suster, as ek dan op aarde bid in die naam van die Here Jesus Christus, kan ek met die grootste vrymoedigheid na die troon van God toe gaan, en ek weet dis 'n troon van genade. Want Christus is daar. Christus tree elke dag vir my in. Dit het vir my onuitspreeklike groot waarde dat hy gekroon is as die koning op hierdie dag, dat hy sy plek aan die regterhand langs ons Vader ingeneem het. Maar daar is ook 'n tweede ding, en dit is die vierde punt. Die koning wat regeer oor al die chaos in hierdie wêreld. Dis die tweede punt wat ons belydenis maak. Ons is nog mense op hierdie aarde. In Efesiërs hoofstuk 1 word daar gesê dat ons Vader het hom gestel bo elke mag en gesag en heerser wat daar is. Hy regeer oor alles nou en tot ver in die toekoms. Niemand is magtiger of groter as hy nie.
Ek sien, Trump is nou in China en hulle is skynbaar baie vriendelik met mekaar voor die kameras. Daar is 'n oorlog tussen Amerika en Iran. Eintlik is 'n mens nie seker wie is almal besig om met wie oorlog te maak nie, want dan lees jy weer dat Saudi-Arabië het ook 'n aanval geloods en dan hoor jy weer van goed wat geval het in Pakistan. En die dinge is nie baie gesond tussen Indië en Pakistan nie. Dan praat ek nie eers van wat aan die gang is in die Oekraïne tussen hulle en Rusland nie, en Europa wat nie kan besluit wat hulle moet wees nie. En ewe skielik het die Franse ook nou 'n vliegtuigskip daar naby die Midde-Ooste, en so kan ek aangaan. Dan kan ons begin praat oor wat gebeur in Suid-Afrika. Ons sit met 'n president wat waarskynlik nie meer president moet wees nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dit is totale chaos op alle vlakke van ons samelewing en van ons regering. Jy ken die chaos. Jy weet van die chaos in hierdie wêreld. Jy moet daarmee leef. En kom ek dan met jou persoonlike lewe, dan kan ek en jy ook nog so sukkel om sin te maak van die dinge wat in ons lewe gebeur. Hoekom dit gebeur? Hoekom dit nie werk soos wat ek dit graag wou gehad het nie? Dit raak moeilik. Daar is soveel chaos in hierdie wêreld. Daar is soveel verkeerd in my, soveel deurmekaar in my en jou. Ek het vir myself die meeste van die tyd nie 'n antwoord nie. Broer en suster, kyk op saam met my. Kyk met hemelvaart oë en sien die koning op die troon met die kroon op sy hoof. Sien hom raak. Hy regeer oor hierdie wêreld, oor Trump en Xi en wie ook al. Hy sal die laaste woord spreek in hierdie wêreld. Hy is in beheer van Suid-Afrika en nie die een of ander party of president wat onder verdenking is nie. Hy is in beheer en van my eie persoonlike lewe bestuur hy dit met die grootste sorg en omgee en liefde. Dis wat gebeur as jy met hemelvaart oë kyk, dan ten spyte van al die chaos om jou, sien jy ander dinge raak. Dan sien jy raak wat Calvin gesê het. Calvin het gesê, jy moet net onthou dat die regering van die Here Jesus, die koninkryk van die Here Jesus, is 'n geestelike koninkryk. Hy is daar. Hy is eg. Dit is mense wat glo in hierdie koning en hierdie koning dien. Wat hierdie koning aanbid. Wat glo dat hierdie koning beheer van hulle lewe het, al maak hulle self nie sin van hulle lewe nie. Maar hulle hou hieraan vas. Daar is 'n koninkryk en daar is 'n koning. En daardie koning hou die beheer scepter van hierdie wêreld vas. Onthou net dat daardie hande wat daardie scepter vashou, dra die littekens van die kruis. Dit beteken, as hy met my en jou werk in ons lewe, en 'n scepter was eintlik, weet nie of jy dit weet nie, die scepter van 'n koning was vroeër 'n wapen. Dit was amper iets soos 'n knippel, sal 'n mens sê, wat hulle gebruik het om die vyand te verbrysel. Dit het 'n simbool geword van die koning gebied oor alles, oor lewe en dood, hy het absolute beheer. Maar die hande wat hierdie scepter vashou, is deurboorde hande. Hande wat littekens dra. En dit maak my rustig. In die 5de plek, nou kan jy saam met my opgekyk het, en daar's 'n gevaar, jy kan soos die disippels daar staan, en staar. En dis wat met baie mense gebeur. Hulle is nie meer in hierdie wêreld nie. Hulle sal vir jou vertel, hulle wil niks met dit te doen hê nie. Hulle sweef eintlik bokant hierdie wêreld. Hulle is net op pad na die hemel toe. Verder wil hulle niks weet van dit wat skeef en krom en nie in plek is nie, en hulle wil nie daaraan deelneem nie, want aan hierdie wêreld nie, en hulle gaan nie 'n verskil in hierdie wêreld probeer maak nie, want hierdie wêreld gaan nie verander nie, en hulle is op pad hemel toe. Hulle is op pad na die Here Jesus toe. Dis hulle grootste begeerte. En nooit was dit die bedoeling van die Here Jesus nie.
Daardie engele wat daar staan, ons het gesing van 'n hemelboodskap as ek reg onthou. Vra vir hulle, waarom staan julle en kyk na die hemel? Waarom staan julle en staar na iets wat nie meer daar is nie? Iemand wat nie meer daar is nie. Wat verwag julle om te sê? Hy is nie nou meer daar nie. Jy moet nou begin afkyk en omkyk en rondkyk en besig raak. Die hoof van die kerk is hier, deur sy gees. Dit beteken ons is steeds aan hom gebind. Jy kan tog nie 'n liggaam hê wat die hoof en die liggaam is van mekaar geskei nie en die liggaam leef nog nie. Maar die hoof van die kerk is ons Here Jesus Christus. Hy sien, hy hoor, hy dink, hy spreek. En ek en jy moet die hande en die voete wees van hierdie grote koning in hierdie wêreld. En hy sê vir ons, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jy moet asseblief nie die fout maak wat ek hoor baie dominees maak nie. Ek sê dominees. Ek het al gereformeerde dominees in hierdie kerkgebou gehoor dit sê. Dit was nie ek nie, dit was iemand wat dit gepreek het. Dat Matteus 28 is toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe. Kan nie wees nie. Want dis op 'n berg in Galilea. Die Here Jesus vaar van die Olyfberg op in Judea. Hulle is 'n redelike eentjie uit mekaar uit. So toe hy dit gesê het, was dit by 'n vroeëre geleentheid. Toe sê hy vir sy disippels, en daar was waarskynlik 'n menigte van mense by daardie geleentheid betrokke, wat ook daar was. Paulus verwys waarskynlik daarna in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Sê hy vir hulle, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Dis die opdrag van die hoof. Ons moet uitgaan, nie in eie krag nie, in sy krag. Aan my behoort al die krag. So waar daar haat is, gaan bring jy liefde. Waar daar onreg is, gaan bring jy geregtigheid. Waar daar wanhoop en moedeloosheid is, gaan bring jy hoop in die naam van die koning. Ja, dit is 'n boodskap, nie? 'n Mens kan verstaan dat die disippels daar gestaan het, ek sou waarskynlik dit ook maar gedoen het. Gaan die Here hulle so los? Nee, hy kom en hy gee vir hulle 'n belofte en hy gee ook vir ons 'n belofte. Dis ons 6de punt. Die belofte van die wederkoms. Hulle sê, hierdie Jesus sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, daar is 'n verband tussen die onlangse verlede van sy betaling, sy dood, sy begrafnis, sy opstanding en uiteindelik sy hemelvaart en die toekoms wat wag. Daar is 'n verband tussen al hierdie gebeure. Hierdie gebeure staan op een lyn. Dis die werk van God wat besig is om in hierdie wêreld in vervulling te gaan. En na die hemelvaart leef ons in die tussentyd, in die tyd van afwagting, van sy terugkeer. En daardie engele sê vir sy disippels, dit kan nie 'n passiewe tyd wees nie. Julle moet van hier af weer teruggaan en aangaan. Julle moet die gawe van die Heilige Gees ontvang en dan moet julle uitgaan. En julle moet my getuies wees oor die hele aarde, in Jerusalem, Judea, Galilea en tot aan die uiterste van die aarde. Broer en suster, vra jouself werklik die vraag af of jy daarmee besig is. Of jy nie net ook staan en staar en jy's nie besig nie. Ek sluit af. Ons moet dus 'n lewe hê wat na bo gerig is. Ek dink altyd aan hierdie woorde van Paulus wat hy vir die Kolossense sê in hoofstuk 3. Hy sê, soek die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. Soek die dinge daarbo. Ek het gebid ook net nou saam met u. Ons is geneig om op hierdie aarde rond te kyk en vas te kyk op die grond. Ons is nog geneig om die stof van die sonde van hierdie wêreld op ons te dra en ons is te min gerig op dit wat bo is. Ons vergeet
van die koning wat gekroon is en wat aan die regterhand van ons Vader sit. Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is nie oorgelaat aan die noodlot van hierdie wêreld. Dinge gaan nie maar net in jou lewe gebeur en niemand het beheer van jou lewe nie. En bo alles, jou lewe is nie sinloos nie. Al het jy niks om te doen nie. Al het jy absoluut niks om te doen nie. Al sit jy hier en jy dink wel, môre het ek niks om te doen nie, soos gister en eergister, want ek het opgehou werk. My lewe het nie meer 'n betekenis nie. My lewe het eintlik nie 'n doel nie. Ek beteken nie meer vir enige iemand eintlik iets nie. Is jy totaal verkeerd, dan het jy nog nie die betekenis van hemelvaart gesnap nie. Elke mens wat hierdie koning eer as koning, wat sê dat hy jou Here en jou God is, het 'n opdrag. Hy het dit baie duidelik uitgespel. Jy het nie niks om te doen nie. Jy kan nie aftree nie. Nie in diens van hierdie koning nie. Maar hy los jou nie en sê, gaan doen hierdie werk en jy het nie die krag nie. Jy weet nie hoe om dit te doen nie. Hy gee vir jou immers sy trooster, sy gees, sy Vader se gees. Ek sê weer eens, hierdie liggaam, hierdie kerk is lewend. Die hoof van hierdie kerk is nie hierdie man nie, is nie hierdie mens nie. Die hoof van hierdie kerk, sê die Bybel vir ons, Kolossense hoofstuk 1, 1 Korintiërs. Die hoof van hierdie kerk is Jesus Christus. Hy is die oë, die ore, die brein. Hy hoor alles, sien alles. Hy beveel. Ons is die res van die liggaam. Ons is die hande, die voete. Ons is die liggaam wat die dinge moet laat gebeur, die dinge wat gedoen moet word, wat hy vir ons sê. Ons moet dit gaan uitvoer. Ja, ons sal eendag wees waar hy nou is. En ons sien daarna uit. Ons getuig in hierdie wêreld van hom. En ons is op pad na hom toe. Maar nog nie. En nie nou nie. Nou het ek en jy die opdrag om hom te verkondig. Amen. Kom ons dank saam, broer en suster. Almagtige God en hemelse Vader, ons nader u heilige troon op hierdie besondere dag en ons aanbid u met harte vol van verwondering en dankbaarheid dat ons kon geluister het na hierdie boodskap. Dat u vir ons dit bevestig het, dat ons het elkeen 'n roeping. Ons het 'n taak om die wêreld te gaan vertel van hierdie kroningsgeleentheid, van die koning wat ons dien. Ons is dankbaar dat u vir ons in die hemel intree, wanneer ons hier op aarde misluk, en wanneer ons voel soos mislukkings en wil moed opgee, is dit vir ons wonderlik om te weet, daar is iemand wat met gesag en oortuiging vir ons daar kan opstaan en intree en vra vir vergifnis en u bid elke dag vir elkeen van ons. U hemelvaart het vir ons 'n ryk betekenis. Gee dat ons dit sal vier. Ons bid ons gebed in u seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, ons sluit af deur saam te sing Skrifberuiming 31 vers 1 tot 3. Toe sien ek teen die blaue vaart 'n ruiter op sy halwit perd, en het was hom stormagtig, want hy die ruiter voor sy stryd, en oordeel in geregtigheid, sy naam is trou waaragtig, sy oog is soos 'n vlam van vuur, sy kroon is skitter in die eer, van lang verwacht oorwinning, sy
naam diep met sy wese een. Deur grond geen mens net hy alleen, in eldre selfbesinning. Die kleed vol bloed vertel sy roem, die naam waarmee sy volkom noem, is woord van God 'n skare. Van ruiters volg hom op die voet, al nader soos 'n watervloed, soos bruising van die bare. 'n emaleer skitterwit, al is dit wat in streng gelid, saam met hom uitgetrek het, en uit sy mond het uitgegaan. 'n swaard waarmee hy nasies slaan, wat trots sy toorn gewek het. Hy sal nou met 'n eysterstaf sy vonnis oral streng en straf, met oordeelsdaad bekragtig. Hy trap die paarskyp met sy voet, en bring oral in volle gloed die toorn van God almagtig. En op sy kleed met bloed geverf, en op sy heup wat heil verwerf, staan daar 'n naam der Here. Die oorlog het die pleit beslis, dat hy die hoogste koning is, die Heer van alle Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.